Nou, ek het besluit om volgende week te gesels oor die munisipaliteite en daar's 'n klomp statistieke oor munisipaliteite, die plaaslike owerhede bekend gemaak die afgelope week, maar hier is ook 'n storie oor die plaaslike owerhede en dit is dat Tesorie het besluit om 'n sekere finansiering in die plaaslike owerhede terug te hou. Jana Marx is van die papier en sy is ons nuuspersoon van die week. Goeiemôre en baie welkom. Goeiemôre, dankie. Ekonomiese groei lyk maar vrotterig, munisipaliteite lyk maar vrotterig en lyk my Tesorie het uiteindelik besluit om op te tree. Hulle het die toelaas teruggehou. Ons praat hier van Johannesburg wat 3,6 miljard van teruggehou is. Natuurlik maak Johannesburg toe nou baie naam want dit is die ekonomiese hub van Suid-Afrika. Dit is wel nie die enigste metro nie. Maar wat my so opgeval het hierdie week is die ongeërgdheid van ons burgemeester, die Johannesburgse burgemeester en die stadsraad blykbaar hieroor. Weet jy, hy maak in 'n stadium 'n grappie by die mediakonferensie en sê, "O, dit is 'n hou ons op ons tone." Nee, hulle hou jou nie op jou tone nie. Hulle wys jou absolute swak bestuur in hierdie stad uit. So ja, mense is baie bekommerd daaroor want ons kan klaar nie ons rekeninge betaal nie. Dis juist hoekom hulle die geld terughou. En jy weet, ons hoop dat die geld word vinnig terugbetaal. Kom, die minister van Finansies gee so as 25% van die plaaslike owerhede kry hulle by die minister van Finansies. Dis in die hele lot saam. Party meer, party bietjie minder. Hoekom hou hy dit nou terug? Is hier so 'n politieke hoekie hierso wat ons dalk mis? Kyk, dit kan baie moontlik wees. Dit is mos nou maar voor 'n verkiesing. Dit is nou al oor 'n ruk wat hulle hierdie briewe skryf in die munisipaliteite al waarsku. Maar ek dink mens moet nie vergeet dat daar 'n verkiesing voor lê nie. So daar kan definitief bietjie van 'n politieke hoek daar wees, ja. Kom ek maak 'n voorspelling hierso, né? Ja, hy gaan nou die geld terughou en die munisipaliteite gaan nou rondspring soos 'n klomp katte op warm plate en dan so 'n maand voor die verkiesing, dan gaan die geld laat gaan. Skielik deurgaan om te wys hoe effektief hulle eintlik is, nê. Nee. Nou sê ek direk baie stout. Dis nie al wat aan die gang is nie. Hier's 'n groot storie. Vertel ons daarvan, Dina Poole. Ja, Dina Poole, sy is mos nou maar die minister wat baie in die nuus was die afgelope paar weke, baie omstrede. Sy was skuldig bevind aan onetiese gedrag in 2013. Sy is as minister toe al verwyder. En ja, toe ons nou hierdie week sommer net 'n eenvoudige CIPC soektog doen. Toe sien ons maar die minister het nog steeds nie al haar belange verklaar nie. Dis wat sy skuldig bevind is destyds al, nie verklaring van belange. En hier het nou weer gebeur. Hierdie het gegaan oor 'n aktiewe direkteurskap. Dis direkteur van 'n maatskappy. Jy moet as jy in die parlement dien, moet jy sê, jy dit verklaar en sê jy is 'n direkteur. Dit verskyn nie op die belangeregister nie en ek het natuurlik navraag na gerig om nou te hoor wat is nou die storie en 'n baie benoude kantoor het my gistermiddag gebel. En eintlik maar vir my gesê, "Joe, weet jy, hulle het nou, dit was 'n bietjie van 'n oorsigfoutjie. Hulle gaan dit dadelik regstel. Die maatskappy doen nie besigheid nie. Hulle gaan haar as 'n direkteur verwyder. Dit sal vandag wys." En toe is ek sommer gevra, "Ag, kan ons nie maar net nie die storie publiseer nie asseblief?" Uiteraard kan ons nou nie daaraan gehoor gee. Hier is twee groot dinge wat vir my nou hier uitstel. Die eerste een is julle het hierdie storie, dis 'n scoop soos hulle sê, of julle het die storie gebreek. Ja. Hoe het julle daarop afgekom? Het jy daarop afgekom? Nee, ek moet sê die DA het 'n verklaring ook uitgereik wat hulle dit gesê het, maar daar was nie besonderhede nie. Ons het maar 'n bietjie daar gesels en uiteraard het ek nou my eie navorsing moes gaan doen. Mens kan nie net gaan op wat 'n politieke party vir jou sê nie. So ja, ek moet hulle krediet gee hierso. Dit is definitief iets wat hulle eerste al raak gesien het. So dis die eerste vraag. So is en toe gaan doen jy maar net CIPC, gaan kyk maar net daar staan al die direkteure se name geskryf in elk geval. En die tweede ding is, so hulle het jou nou gebel en vir jou gesê baie benoud, moenie hierdie storie publiseer nie. Gebeur dit baie dat hulle julle bel en sê luister. Ag, weet jy, nie so baie nie. Ek dink natuurlik hoe groter die implikasie vir hulle is, hoe dit het al gebeur. Daar is maar bedreigemente ook in die verlede gewees. Maar in hierdie geval was dit maar meer 'n benoude, ag ekskuus, is 'n oorsigfoutjie. Ek weet nie hoe jy jou enigste direkteurskap wat aktief is mis nie, maar dit is 'n oorsigfoutjie en asseblief kan jy dit maar net sê net vir my, voordat jy nou die storie gepubliseer het jy seker hulle kantoor gekontak, né? Ja, nee, uiteraard. En dis hoekom hulle my toe nou gebel het in hierdie paniekbevange toestand. En dis die wonder van 'n vrye pers. Ek meen, dis dit nie wonderlik, fantasties. Rand, die Matlanga kommissie, daar wat die nuutste daar. Ja, daar is groot dinge wat nou weer hierdie week gebeur het. Ons het gekyk na politieke inmenging in misdaadintelligensie spesifiek. Die grootste ding is natuurlik WhatsApps van Feroz Khan. Hy is die geskorste misdaadhoof. En in hierdie WhatsApps van 2021 beskryf hy of bespreek hy liewer met 'n sakeman, omstrede sakeman, hierdie amper 'n komplot om vir Julius Malema te kry om sekere vrae te stel in die parlement om die inspekteur-generaal van misdaadintelligensie uit te vang. Kyk, jy mag nie lieg in die parlement nie, nê. So as jy nou iets daar sê wat verkeerd is en hulle wou hom in 'n lokval lei, dan kan hy verwyder word. So dit was 'n hele komplot en nou met die kommissie besluit gaan hulle nou vir Julius vra of dagvaar om te kom getuig of nie. Ja. Ek weet nou nie of jy dit weet nie. Ek gaan nou vir jou vra, as jy nie weet nie, sê net vir my, dis heeltemal 'n tegniese vraag. Hoe kry hulle as 'n WhatsApp boodskap uitgevee word? Hoe kry hulle dit? Weet jy? Daar is maar maniere. Kyk, ek ken nie daai tegnologie nie, maar ek weet nie dit is moontlik. Jy kan nie jy moet tog nie dink enigiets wat jy stuur of uitvee
gaan ooit regtig uitgevee wees nie. Die goed lê maar iewers op 'n cloud en hulle kry die toestemming om daai goed te kry. O, jong, nou het jy my baie bekommerd. Ja nee, jy moet bekommerd wees, hoor. Nou maar luister, baie dankie dat jy by ons 'n draai gemaak het en baie geluk met julle scoop om nou vir Dina uit te vang daarso en ek hoop hulle gaan dit baie van. En ja, mense moet baie keer wonder oor die kwaliteit van ons politieke leiers. Absoluut. Nou so is dit as dit gaan in die wêreld van 'n vrye pers en dis inderdaad wat ons nodig het, gelukkig het ons dit in Suid-Afrika.